Die VF+ vra verduidelikheid van die burgemeester van Tshwane, Dr. Nasipi Moya, oor die herklassifisering van kleinhoewes van landbou na residensieel, sonder die behoorlike kennisgewing aan inwoners. Die party het reeds op 6 Junie vanjaar 'n PAIA-aansoek ingedien vir toegang tot dokumentasie oor die herklassifiseringsproses, maar het tot op hede nog geen reaksie gekry nie. Vir meer hieroor sluit ek aan by VF+ raadslid Grandi Tennyson. Goeiemôre Grandi. Goeiemiddag, Estie. Hoop het gaan goed daar. Altyd dankie, Grandi. Julle sê dat die kleinhoewes geherklassifiseer is sonder die behoorlike kennisgewing aan die inwoners. Wat is die proses wat gevolg moet word? Estie, dis eintlik baie eenvoudig. Ek het gaan opkyk en oplees. Daar was 'n verordening in 2016 gewees oor die grondgebruik en dan was daar 'n beleids dokument gewees wat die beleid uitstippel in 2023 en in kort kom dit daarop neer. 'n Kleinhoewe mag met 1 woonhuis en indien dit nie gebruik word vir ander doeleindes soos byvoorbeeld gastehuise, enige iets wat kommersieel is wat nie landbouaktiwiteite is nie, dan moet die eienaar aansoek doen vir herklassifikasie. Verder sê dit ook, hierdie selfde beleid sê, baie eenvoudig, in 'n geval waar daar 1 huis, 'n enkele woonhuis is, of indien daar nie spesiale vergunning is nie, 'n inwoner kan vra, sê nou maar vir 'n klein woonstelletjie vir iemand, 'n ouer om by te woon en so aan, dan as hulle spesiale vergunning het, dan is dit reg, dan kan dit nie sommer goedsmoeds deur die stad eensaidig verander word nie. Nou, dit is die punt. Die metro het gegaan, hulle het 'n waardasieproses aan die gang gesit, hulle het 'n klomp van hierdie plotte of kleinhoewes net doeteenvoudig gaan aanslaan teen residensiële tariewe, wat 75% duurder is as wat dit op 'n tradisionele landbou-eiendom is. Daar staan nêrens dat daar staan 'n bona fide landbouaktiwiteite moet wees, maar dis juist die vraag. Wat is die kriteria om te bepaal? As ek 'n klompie byekorwe byvoorbeeld op my plot het, is dit landbou of is dit nie landbou nie? Volgens my is dit. Daar's van hierdie plotte wat byvoorbeeld blomme opgekweek word, vrugteboorde op is. En dis alles landbouaktiwiteite, so daar is geen duidelike riglyn selfs in hierdie beleid om te spesifiseer wat is bona fide landboudoeleindes nie. En dis die vraag, en dis een van die vrae. Ons het inteendeel 62 vrae in ons PAIA-aansoek gevra. Ons kry nie antwoord nie. Tipies van die Tshwane Metro se burgemeester Nasipi Moya. Sy steur daar nie aan 'n wet nie, sy steur daar nie aan 'n hof nie, sy sal daar ook nie aan ons steur nie. So ons moet nou na die volgende stap toe gaan. So ons gaan nou die inligtingsreguleerder nader met 'n aansoek om hulle te dwing. As ons dan moet ons uiteindelik waarskynlik in die hof eindig, maar hulle belas mense onredelik, sonder enige kennisgewing, sonder enige konsultasieproses, wat totaal onaanvaarbaar is. Wel, dit beantwoord my vraag. Ek wou vra waarom hulle dit sou herklassifiseer, maar dit wil vir my voorkom asof dit dan meer belasting gaan beteken, meer inkomste. Die ander vraag wat mens tog wil vra is, het ons enige aanduiding van hoeveel eiendom geraak word hierdeur, Grandi? Dis presies wat een van my vrae aan die burgemeester is. Ek het 'n stel vrae, so 5 of 6 vrae ingedien in terme van die reëls en die reglement van die stad. Het ek vir haar gevra, watter prosesse ek het eers gevra hoeveel sulke situasies is daar wat herklassifiseer is. Tweedens het ek gevra, wat is die gedetailleerde kriteria om dit so te klassifiseer? Dan het ek gevra, wat is die finansiële impak vir die inwoner, sowel as in totaliteit in die Tshwane omgewing op hierdie goeders in terme van belasting wat nou meer gevorder word. En dan het ek gevra, kan hulle bewys lewer dat daar enige fisiese inspeksies vir die herklassifikasie plaasgevind het en of hulle kan bewys lewer dat daar 'n konsultasieproses met die betrokke eienaars was. En dan vra ek sommer maar weer 'n keer, hoekom antwoord julle nie op ons PAIA-aansoek nie? So dit is die vraag wat ek
hierdie burgemeester gevra het en ek soos gewoonlik antwoord sy nie, sy steur aan niks en niemand nie, hulle wil net voortploeter. So ons het nog baie antwoorde nodig. Grandi, is dit enigstens moontlik om hierdie herklassifisering om te keer? Wel, eerstens ongelukkig het die besware tydperk gesluit al 'n geruime tyd terug. Maar as ons bevind dat daar 'n onwettige of 'n onreëlmatigheid plaasgevind het met hierdie hele proses, dan bly dit onwettig, dan kan dit terugwerk. Daar's 'n onlangse hofuitspraak in die konstitusionele hof van 'n mynmaatskappy wat die Solplaatjie munisipaliteit aangevat het, en dit is terugwerkend, want die munisipaliteit in daardie geval het die mynboumaatskappy se eiendomsbelasting 22 keer hoër aangeslaan as wat hulle toegelaat sou wees. En dis onredelik, en die grondwethof het in kort bepaal dat geen munisipaliteit kan jou onredelik belas nie. So daar's 'n presedent geskep in daardie saak wat ons waarskynlik in so 'n saak gaan gebruik. Maar kom ons kyk maar of hierdie Tshwane mense enigstens hulle gaan steur aan die hof. Ons het gesien ook met hierdie reinigingsheffing, hulle wil net appeleer, en ons het ook 'n mosie daarvoor ingedien om te sê, maar ons wil nou 'n ondersoek hê en ons wil die feite hê in terme van wat is die regskoste sover. So hulle gee ook nie om regskoste aan te gaan nie, want wie betaal? Ek en jy betaal daarvoor, nie die Tshwane munisipaliteit of die burgemeester uit haar sak uit nie. Inteendeel, sy het nou al by 3 geleenthede geld wat haar nie toegekom het nie gevat, en eers aangebied om dit terug te betaal wanneer sy uitgevang word. Daar's 'n geval van 270.000 was die laaste, waar sy wederregtelik baie meer salaris ontvang het toe sy 'n amptenaar was as wat sy opgeregtig was. En nou toe sy uitgevang is, toe sê sy nee, sy sal dit terugbetaal. Daarom gee hulle nie om hoe hulle met ons inwoners se belastinggeld handel nie. Baie dankie Grandi, hou ons op hoogte van hierdie saak. Dit is Grandi Tennyson, VF+ raadslid wat met ons gepraat het.